Good morning, is altyd heerlik om 'n oggend saam met julle te kan begin. Ja, en ons is hier vir die volgende uur en 'n half om jou te laat regmaak vir enige iets wat hierdie dag na jou kant toe gooi en jy dit lekker kan aanpak. Beslis. Die belangrikste wat ek vandag wil sê is Tuis. Vandag kry ek 'n boodskap vanuit Groen. Baie jammer, maar welkom. Ek vat jou Goeiemôre. so werk toe. Hoe gaan jy die mense motiveer vandag? Ou verkoop al jou goud en gaan koop kripto. Dit is maar net my opinie. Ja, nee. As jy raad soek, maak 'n afspraak. Dankie vir daardie kriptiese leidraad, opinie, raad. Ons natuurlik 'n propvol episode vir julle beplan. Ons vind uit hoe, wat is haar naam? Betty Bandana. Ja. Kankerpasiënte en hulle families ondersteun. Die legendariese Heinrich Marnitz, wat ook bekend is as die eerste omroeper wat in Afrikaans op televisie gesels het, kom deel 'n paar van sy stories. En ons sportminister Arnold gesels met die ultramarathon atleet oor hierdie enetjie, né? Irwet van Sail oor die naweek se afgelope Comrades marathon en goeie vriendin en sanger Esti Gross kom deel haar nuwe musiek. Ek wil nou ons oggendpraatjies sommer afskop en Tuis, ek wil by jou hoor. In die beleggingswêreld vind 'n mens seker baie keer besigheidsvoorstelle wat te goed klink om waar te wees. Ja, ek dink dis algemeen en ek dink die grootste ding daar buite is wat baie keer misleidend kan wees is persepsie. So dit lyk vir jou byvoorbeeld ja, alles is nice and kosher en daar's 'n klomp dinge wat daar kan gebeur en dan net om later uit te vind maar daar was eintlik niks gewees nie. Soos wat hulle altyd sê, ja, gaan maak maar 'n draai by die hoofkantoor in die kantore en gaan kyk maar 'n bietjie want baie keer werk jy ons maar net uit hulle kattebak uit, né? Ja. But I mean, also, this next story is actually reminding me of that Elizabeth Holmes Theranos thing where she invented this thing and daar was kantore en dit het gelyk baie legit. So a London-based company called Builder AI once was valued at $1.5 billion and it was backed by Microsoft. It now has filed for bankruptcy after it emerged that its headline AI tool, Natasha, was largely smoke and mirrors. So it was marketed as an autonomous app building neural network. Natasha was in fact powered by Sekirin Lakatabaka, over 700 human engineers in India. And the company, which had raised $455 million US dollars, collapsed very quickly after Bloomberg exposed the deception in May of this year. So the financial misconduct involving inflated invoices with an Indian startup called Verse further worsened the fallout. Builder AI's implosion has reignited scrutiny over hype, transparency and ethics, especially in the artificial intelligence world. So, ek wil eintlik vir jou vra, hoe gebeur so iets? Ek dink as ons nommer 1 gaan kyk met 'n start-up maatskappy en ek bedoel so enige start-up of wat so 'n maatskappy start-up capital nodig. So hy gaan vir 'n cap raise. En 'n cap raise dan gaan jy basies jy weet vir jou 'n deal deck bou wat maar jy weet gaan sê ja, ons gaan die volgende goeders wil ons berig. Hier is die plan van die maatskappy en dit is dan maar die uitvoer daarvan. En baie kere weer eens is daai persepsie ding dalk daar so ingebou om te sê ja, dit is klaar reeds 'n proven concept, maar in die meantime wil hom bou soos wat hulle aangaan. En ek dink dis wat hierso gebeur het. So ek dink dit was 'n verkeerde ding wat hulle gedoen het. Ek dink die idee agter Natasha was korrek geweest. Ek dink net die implementering van Natasha was toe nou meer humanized geweest as wat hulle gesê het dit op AI gaan wees en elke tweede ou wil skiet geld vir AI. So dit gaan net so. So ja, maar ek bedoel 6,5 biljoen rand. Jy weet dis 'n paar rand om sommer net te gaan staan en te verloor. Maar wat my shocking is dat Microsoft backed was nommer 1. So dan kry jy baie vinniger ook daai tipe van startup cap. En dan die ander ding is wat natuurlik baie shocking is dat hulle valuasie gehardloop het van omtrent 1,5 biljoen. Okay, so dollar. So But it's quite similar to the story that we were speaking about last week with that AI that was backed by Amazon that decided to blackmail its creator because he kind of the AI was realizing that it was becoming obsolete and was going to be replaced with something else. Hoekom dink julle is mense so gretig om op hierdie kunsmatige intelligensie bus te klim? Ek dink hulle voel dit maak hulle lewens makliker, meer gerieflik. Ja, in elk geval, ek dink toe die eerste KI nou regtig begin suksesvol raak en dan almal wil die suksestrein probeer klim op 'n manier. So. Ja. So, hierdie take is Chase's advice. Goeiemôre, good morning. And make sure that you know what you're investing in before you put that money into
anything, especially an AI type app or thing like that. As we gepraat van die tegnologie, kan jy die term ken jy die term sideloading? No. Nog nooit daarvan gehoor nie? Kom ek lig julle in. Sideloading is wanneer jy self 'n toepassing of dan nou 'n toep soos ons daarvan praat, op 'n toestel installeer sonder om dit deur die amptelike toepassingswinkels en platforms soos 'n Google Play of Apple Play en 'n App Store en so aan te doen. So ek het 'n video gekry van hierdie tendens en loer gou hierna. I'm literally watching Netflix in my car. And if I wanted to, I could watch live TV, the football, YouTube, or download literally any other app you can find on the Google Play Store. All it is just one of these little dongles that you plug into any car that has CarPlay and it gives you all of these apps. And all I had to do was connect it to my phone's hotspot once and then you can use all of these apps and even use CarPlay as normal if you want to as well. They're on sale right now for about 35 quid. They're usually, I think, nearly 50. So I'll link them down here. Just make sure you do grab them while they're on that flash sale. Nee, 'n nuwe wêreld wat oopgaan, hè, Ros? But that's crime, surely. Hoekom gaan jy post oor iets wat jy doen wat onwettig is? Nou luister, 'n Chinese motormaatskappy, hulle het gesê hulle waarsku die Suid-Afrikaanse, veral die Suid-Afrikaners en ook natuurlik die oorseese mense, almal van ons word gewaarsku. Jy mag nie hierdie toeps gebruik nie. Dis 'n nie amptelike toepassing. Soos YouTube, Netflix, al daai goedjies, hulle sê as jy hierdie goed op jou Android gebaseerde infotainmentstelsels gebruik, gaan dit nie werk nie. Wel dit maklik is om die BYD se beperkings te omseil met jou gereedskap soos ADB en Gbox en al daai goeders wat die ou nou net vir ons gewys het. Sê hierdie toeps, hulle hou veiligheidsrisiko's in. Hierdie toeps, veral omdat hulle nie outomaties uitskakel terwyl jy bestuur nie. BYD sê die gebruik van ongemagtigde sagteware kan jou waarborg beïnvloed en moedig gebruikers ook aan om by verkeers- en veiligheidswetgewing te hou. Nee, allerlei maniertjies om dit te omseil en jy wil graag 'n groot skerm wat hulle vir jou insit gebruik. Stem jy? Jy het van daai toeps, nee. Kyk, I know. Tips, poeps. My tips. Hoorie, maar ek het nie gedink dat 'n ou dit sal kan doen nie, nee. Nee. Ek sal ook nie kan dink dat jy wil Netflix kyk terwyl jy bestuur nie. Nee. Wat doen die mense? Thys ry in elk geval so vinnig. Nou moet ek nou worry dat hy ook Netflix kyk in sy kar. Never Imagine that. it. Never. Fast that. and the Furious. Well, we have a few more exciting things ahead for today's show. So make sure that you stay tuned for all of those. Ons dink dis tyd vir 'n nuwe verjaarsdagliedjie om in Afrikaans se 100ste verjaarsdag ook te vier. Of wat dink jy? Skryf jou voorstelle vir 'n nuwe verjaarsdagliedjie in. Al wat jy moet doen is besoek verseker.co.za vorentoe skuinskreep ons verjaar of besoek Verseker se sosiale media blaaie en vind uit hoe. Daar's lekker pryse om te wen. Trots gebring aan jou deur die versekeringsnaam met die beste diens in versekering. Verseker. Verseker is 'n produk van ANG gelensieerde nie lewensversekeraar en FDV. BSNV is aanlyn Orange Index kategorie wenner 2024 en 2025. Hoe was daai? Dit was uitstekend. Ek kan nie wag om te hoor hoe daai liedjie gaan klink nie. Ek dink dit gaan regtig 'n vars aanslag wees op ons ou verjaarsdagliedjie in Lekker, kan nie wag Afrikaans. nie. Maar nou ja, moet jy nie weggaan nie, bly ingeskakel vir nog lekker kuier en klets net hier op Goeiemôre, good morning.